Vriende, goeiemôre. Baie welkom. Is goed om elkeen van u te sien vanoggend. Mag die Here op 'n besondere manier vanoggend by jou teenwoordig wees. En as ons hier by mekaar is dit een groot voorreg om net die Here te kom aanbid in hierdie pragtige Sondagmôre. Is lekker winter, as ons laaste Sondag vir die kwartaal. Ons kategese maak ook dan klaar vir nou. Daar's 'n lekker wintervakansie wat voor lê. Is daar van die kinders wat nog eksamen skryf? Is hulle almal klaar daarom? OK, hy's al hier en daar, seker die hoërskoolkinders. So, baie sterkte ook vir die laaste week van eksamen en al die dinge. Vriende, net, Susan is 'n bietjie af vandag, sy het gaan stap. Ons hoop sy kom ook nou weer terug. So, dit is vir ons, anders het ek 'n probleem. Maar in elk geval, nee, ons gaan met die musiek, met die begeleidings wat sy opgeneem het sing, so julle kan rustig wees. Maar ons het ook vir die voorreg om vanoggend vir klein Melanie te doop. Jolene en Jonathan Roos se dogtertjie. So ook aan julle as familie, almal baie welkom vanoggend. Mag dit vir julle 'n wonderlike geleentheid wees wanneer ons die doop later gaan bedien. Dan vriende net, daar's heerlike koffie en tee na die tyd, ons kuier lekker saam. So die einde van 'n kwartaal kan ons lekker nog 'n bietjie gesels en kobaai sê, want almal gaan bietjie met vakansie en al die dinge. Ons sien mekaar mos nou maar eers weer daar in Julie maand. So daar's lekker koffie en tee na die tyd. Julle kan regtig lekker saam kuier. Die kategese, die kinders gaan elkeen na hulle klassies toe. En dan doen ons daar. Ons gaan nou nie 'n groot afsluiting vanoggend hou nie. Julle gaan sommer net na julle klassies toe asseblief soos gereël. Dan vriende, wil ek nou julle almal op hoogte bring. Ek weet hier is nou baie wat nou al gehoor het. Ek het die week Dinsdag aand in die ICU in Mosselbaai geslaap. Die wat nou nie geweet het nie, maar ek is heel okay. Tot 'n groot skrik vir ons almal. Ek ly nou nog aan naskok. Ek was dokter toe en toe vind hulle fout ietsie lekker met my hart nie. En lang storie kort, met 'n klomp toetse en 'n angiogram en alles. My are, alles is daarom oop, ek het die cholesterol nie, al goed nie, maar hulle het vasgestel dat een van my hartkleppe is ek mee gebore, so hy's 'n bietjie vernou, en hy het nou vir 52 jaar gewerk, kan julle glo, nou moet hy vervang word. So dit sal nou in die vakansietyd geskied iewers, maar ek sal julle op hoogte hou deur die ons nuusbrief en goed. So wees rustig daaroor. Ek het groot geskrik. Ek het regtig groot geskrik, maar dankie vir almal se gebede en ondersteuning. Dit dra ons deur hierdie tyd en ja, dit moet nou gebeur. Die uitdaging nou net met die vervanging is, dit is 'n baie algemene operasie. Hulle doen baie van dit. Maar ek kan nie deur die lies kry nie. Ek moet 'n oop hartoperasie kry want ek is te jonk. Kan julle nou glo? So ja, so daai herstelproses gaan so 'n bietjie langer vat, maar dis die nuutste nuus is dat die kleppie moet nou vervang word en ons wag nou vir die hartchirurg om net te laat weet. So ons het nou almal klaar geskrik en al die dinge. Die Here is goed vir ons, die genade is groot. Ek dink nogal die naweek daaraan, nou maak al sin hoekom ek op hoërskool nooit 'n lang afstand atleet geraak het nie, want ek het nie die stamina gehad vir dit nie. So nee, ons is net diep dankbaar dat alles mooi uitgewerk het so. Maar nogmaals dankie vir julle gebede en ondersteuning. Die Here is, die ironie is dat ek nog nooit sleg gevoel het nie. Ek het 'n bietjie moeg geraak, dis al, en toe gaan ek dokters toe. Maar ja, so het hulle nou dit opgetel. So, maar ons is okay, ek is okay. My kop probeer ek okay wees, want mense dink maar 'n klomp goed, maar ek wil regtig vir julle sê dankie vir julle gebede en ondersteuning. Dit hou regtig ons regop in hierdie tyd. Vriende, voordat ons aangaan na die verjaarsdae toe, 'n ander ding is, die Esterhuisen sit nou hier voor my. Essie en Tersia, ek weet, vanoggend is 'n moeilike oggend vir julle. Hulle trek Franshoek toe, en julle was hoeveel jaar in die gemeente? 28 jaar. Dis julle laaste erediens hier by ons. Julle mag maar vir ons kom kuier, hoor. Ons sal nog hier wees, maar baie seën en baie sterkte vir julle op julle nuwe pad daar in Franshoek, en lekker bly en geniet julle aftrede daar so. Baie sterkte, is reg. Vriende, terwyl die kinders gaan sit, wil ek vir jou uitnooi om rustig te raak, stil te raak, net te weet
Waar is jy in hierdie oggend? Jy's in die huis van die Here, jy's in God se teenwoordigheid. Hy het jou hierna toe gebring omdat hy 'n spesifieke afspraak met elkeen van julle vanoggend het. Daarom kom ons raak stil voor hom. Hemelse Vader, vanmôre is ons hier voor U opnuut, geknakte knieë, gebuigde hoofde, en bly ons diep bewus van ons eie broosheid, Here, ons eie gebrokenheid. Ja, Here, ons is so geneig om te dink, ons het die wêreld in pag. Ons is in beheer, ons kan dinge doen. Here, en dan kom leer U vir ons op 'n baie mooi, rustige manier om ons net te laat besef. Ons is maar net 'n asemteug. Ons is soos veldblomme wat nou blom en net nou as die son op hulle skyn of afgesny word, verwelk hulle. Here, ons kom in hierdie môre en ons kom vra dat U genade oor ons gemeente sal wees. Dat U vir ons sal dra in hierdie tyd wat voorlê. In die vakansietyd mag alles tot eer van U naam geskied in hierdie tyd. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Ek prys die Here met my hele hart. Ek wil die Here loof. Ek prys die Here met my hele hart. Ek wil die Here loof. Liewe gemeente, wees gegroet vanoggend met die wonderlike woorde. Genade, vrede en barmhartigheid word aan julle toegewens vanoggend. As God sê, julle is welkom, want ek wil elkeen van julle ontmoet in hierdie oggend. Amen. Liewe vriende, ons gaan ons Bybels oopmaak by Eksodus 34. U gaan daar saam met my lees. Ons gaan 'n paar verse uitlees uit Eksodus 34. Maar terwyl jy die Bybels oopmaak, kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie voorreg om vanoggend opnuut net weer 'n Bybel te kan oopmaak. Ja, Here, om in 'n kerkgebou te kan bymekaar kom en saam U te kan aanbid. Ja, Here, baie dankie dat U teenwoordig is. En dankie dat ons in hierdie week opnuut iets beleef het, ervaar het, van wat dit beteken as U vir ons sê, U is naby ons. Ja, Here, dankie vir hierdie week, waarin U op 'n besondere manier in ons lewe betrokke was. In 'n besonder my lewe. Here, maar dankie dat ek vanoggend die voorreg het om hier op hierdie kansel te kan staan en nog steeds die woord te kan bring. Here, ons gebed is dat U vir ons sal dra in hierdie vakansietyd en met al die uitdagings wat vir ons lê en wag. Mag ons weet dat U elke dag getrou is in alles wat U doen. Maar dankie ook, Here, vir almal wat betrokke is. Dankie, Here, dat U elkeen in hierdie tyd besonder naby is en dat U vir ons vashou. Vir hulle wat siek is in ons gemeente, hulle wat in hierdie week operasies moet kry, hulle wat sukkel met hulle gesondheid. Ons bid vir elkeen vanoggend. U ken hulle by die naam. Mag U genade vir hulle genoeg wees. Dit bid ons in Jesus naam alleen. Amen. Vriende, ons is by Eksodus 34. Ons gaan sommer 'n bietjie daar saam lees. Vers 1 tot 10. Kom ons begin dan daar by vers 1. Die Here het vir Moses gesê, kap vir jou 2 plat klippe net soos die voriges. Ek sal op die klippe die gebooie skryf wat op die voriges was, wat jy stikkend gegooi het. Maak môreoggend klaar en klim die oggend nog Sinaï berg uit. Wag vir my daar op die top van die berg.
Niemand mag saam met jou opklim nie. Nêrens op die berg mag daar selfs iemand gesien word nie. Die klein vee en beeste mag ook nie naby die berg wei nie. Moses het toe 2 plat klippe soos die voriges gekap. Nadat hy vroeg die volk opgestaan het, het hy net soos die Here hom beveel het, Sinaï berg uitgeklim met die 2 plat klippe in sy hand. Die Here het in die wolk afgekom en daar by Moses kom staan en die naam die Here uitgeroep. Vers 6. Terwyl hy by Moses verbygaan, roep die Here, ek die Here is die barmhartige, die genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar ek spreek niemand sonder meer vry nie. Ek reken kinders en kleinkinders die sondes van hulle vaders toe selfs tot in die 3de en die 4de geslag. Moses het toe vinnig gebuig in die eer en gesê, as ek u goedgesindheid geniet, Here, moet u saam met my wegtrek. Al is die volk moeswillig, moet u ons ongeregtigheid en sonde vergewe. Laat ons tog u volk bly, u eiendom. Toe het die Here gesê, ek sluit nou 'n verbond met julle. Voor jou hele volk gaan ek magtige dade doen, wat nog nooit tevore op die hele aarde onder enige nasie gedoen is nie. Die hele volk by wie jy is, sal sien wat ek die Here doen, wat ek vir jou gaan doen, sal hulle met ontzag vervul. Vriende, net tot sover, ons gaan sommer net tot daar saam lees, en sommer so 'n bietjie met mekaar praat oor dit. Oor die tema, die berge wat in ons lewe, wat ons moet uitklim. Vriende, ek kan nie anders stel as om maar vanoggend bietjie na myself te verwys, in die ervaring wat ek die afgelope week beleef het, en net vinnig besef het net weer, hoe vinnig goed in 'n ou se lewe kan gebeur. En ek dink net, laat ek net 'n sin daaroor sê, baie keer ervaar ons goed in ons lewe so op 'n manier van, maar wat het ek nou weer gedoen? Of, hoekom het dit nou weer gebeur? En vriende, goed gebeur met ons. Die lewe gebeur met ons. En dit laat my kom by hierdie wonderlike teks wat ons nou saam gelees het, van Moses, wat 'n klomp goed ervaar en beleef het. Een van die goed wat hy beleef het, is dat 'n volk reg voor hom, 'n ander God gaan aanbid. Terwyl Moses by God is op die berg, gaan die volk in Eksodus 33 gaan maak hulle vir hulle goue kalf en hulle aanbid 'n ander God. En hier sit Moses. Hier moet hy weer die berg uitklim. Nou, om vir 'n idee te gee van hoe lyk Sinaï berg, dit is hoe lyk Sinaï berg in Israel. Die hoogte van die berg is omtrent dieselfde as die Swartberg hier by ons, so ietsie oor die 2000 meter. So, dit is nie van, Moses vat gou sy tassie en hy loop gou die berg uit nie, of die koppie hier naby nie. Arme Moses moes klim, hy moes loop. En so gebeur dit ook in ons lewe. Hoe baie keer kom ons voor berge te staan in ons eie lewe. Moses het gegaan en hy het probeer hier met God onderhandel, kan ons dit maar sê. Want hy vra vir God, Here, help my, vergewe hierdie volk vir wat hulle gedoen het. En God doen dit. Daai wonderlike vers 6, terwyl hy by Moses verbygaan, roep die Here, ek die Here is die barmhartige, die genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Die Here is teenwoordig. En dis wat Moses op 'n manier moes besef het. Maar om daar te kom, moes Moses die berg uitklim. Nou ons weet, berge speel 'n baie belangrike metafoor in die Bybel. Ek dink sommer aan Psalm 121 wat sê, kyk, ek staan en ek slaan my oë op na die berge, waarvan sal nou vir my hulp vandaan kom. In die Nuwe Testament kry ons 'n paar keer wat Jesus sê, ek gaan die berg op om te gaan bid.
So berge speel 'n belangrike rol in die Bybel. Maar as jy na 'n berg kyk, dan lyk dit vir jou verskriklik groot, soos ek nou vir die kinders ook verduidelik het. Maar wat doen ons met 'n berg wat voor ons staan? Wat doen ons met die uitdagings wat voor ons staan? Jy het 2 keuses, vriende. Jy het 2 keuses. Jy staan of en kyk die heeltyd na die berg en jy hoop dat die berg sal weggaan. Maar dit is werk ongelukkig nie so nie. Baie keer is berge in ons lewe daar, hulle kan nie weggaan nie. Maak nie saak wat jy doen nie. Maak nie saak wat se beloftes jy maak nie, die berg gaan nie weggaan nie. Hy gaan daar staan. Dinsdag aand, toe ek by die hospitaal opdaag in Mosselbaai, dan skryf jy mos nou 'n klomp vormpies en al die dinge wat hulle daar vir jou vra. En hulle vir my sê, maar hulle gaan my nou na die saal toe vat. Ek sê nou, wat se saal gaan ek lê? Nee, Dominee, jy gaan ICU toe. Weet jy, toe skrik ek weer. Want ek gaan mos nou maar net hospitaal toe. En as hulle, moet net hier in die ICU opgeneem word. Jy skrik, jou verskriklik. Maar dit was my berg. En daar sit ek, daar lê ek, met 'n klomp goedjies aan my lyf en al die dinge. En toe besef ek, Andries, hier is die berg. Wat maak jy nou? Dinsdag nag, toe word ek opnuut besef, kom ek net opnuut tot die besef, wat dit beteken as jy bid, maar jy bid die woord. Jy vra nie, Here, help my deur hierdie dinge. Jy bid die woord. In Psalm 23 het ek oor en oor en oor gebid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. In sy hande is ek veilig. Psalm 91, die Here sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm. Psalm 60, dag na dag dra God vir jou. Vriende, ek wil vir julle vanoggend iets vertel. Moenie die krag van die woord van die Here in jou lewe onderskat nie. As dit was dat ek hierdie week net opnuut dit moes gaan beleef het, dan moes dit so wees. Die berg staan voor jou. Wat maak jy met die berg? My berg het nie weggeraak nie. 12 uur die nag toe word ek daarom uitgeskuif na saal 2 toe. Toe kom hulle agter, maar daar is iets anders, dit is nie wat hulle gedink het is nie. Maar ek moes die berg begin klim. En ek het 'n keuse gehad, of ek bly die heeltyd in die skaduwee van die berg, of ek begin die berg klim. Want wat Moses vir ons kom leer, vriende, is dat jy klim nie daai berg alleen nie. Jy het nie nodig om die berg alleen te klim nie. Jy klim hom treukie vir treukie saam met die Here. En dis wat hy besef het. Moses was nie op 'n goeie plek nie. Hy was teleurgesteld in die volk. Hy het die klip, die gebooie stikkend gegooi. En hier kom die Here sê, kom, kap vir jou 2 nuus. Ek gaan 2 nuwe klipstapels, klipplate skryf, maar kom net op na my toe. Klim op na my toe. Vriende, in die tyd waarin ek en jy leef, het ons almal berge in ons lewe. Party se berge is bietjie hoër as andersin, maar daar is berge. Ek wil vanoggend opnuut vir jou vra, waar staan jy as jy voor hierdie berg staan? Is jy by die voet besig om uit te klim? Nie uit jou eie krag uit nie, maar met God se krag? Of staan jy in die skaduwee? En wonder jy, miskien gaan die berg weggaan. Want jy sien, vriende, in die skaduwee is daar ook twyfel. In die skaduwee is daar nie goeie herinneringe nie. In die skaduwee kry jy koud, want daar's nie sonlig nie.
in die skaduwee begin jy allerlei ander planne maak. Maar as jy in die sonlig van die voet van die berg gaan kom staan en sê, Here, ek wil hom uitklim, ek wil hierdie ding oorkom, dan kom God met sy genade en met sy krag en hy kom tel vir jou op. En hy kom dra vir jou. As jy vandag voor 'n berg staan, moenie bid dat die berg weggaan nie. Die berg gaan nie weggaan nie. Hy gaan daar staan. Ek sal moet gaan vir my hartklepvervanging. Ek kan nie wegkom nie. Ek het 52 jaar weggekom. So ek moet gaan. Maar ek stap vir hom tree vir tree. Want ek wil oor die berg kom. Want ek wil op die top van die berg kom, soos Moses. En iets ervaar van wat dit beteken om by God te wees. Mag die Here vir elkeen van julle krag gee. Mag julle die berge in julle eie lewe op 'n besondere manier in die oë kyk. En kom ons sê, kom tree uit daai skaduwee uit. Kom in die sonlig en begin die berg uitklim met die krag wat die Here vir jou gee. En weet jy, wat is daai krag? Daai krag is wat ons bely het met Paasfees. Daai krag wat die Here Jesus die klip laat wegrol het en dan op laat staan het uit die dood uit. Dis die krag wat die Here vir ons gee wanneer ons berge moet uitklim in ons lewe. Mag die Here vir julle daardie krag gee in hierdie tyd. Moses het daar opnuut die nuwe kliptafels, klipplate gekry en ons lees ons verder in Eksodus hoe die verandering plaasgevind het by die volk. Mag daar ook deur hierdie moeilike tyd verandering by jou kom. Want die Here wil herskep en nuut maak en opnuut vir jou wil kom herinner hoe groot en hoe wyd en hoe diep sy liefde vir jou strek. Die Here seën julle. Amen. Ek gee tyd vir stil gebed waar julle saam vir die Here kan tot die Here kan bid. Hemelse Vader, dankie vir berge in ons lewe. Dankie Here dat U vir ons kom help om dit uit te klim en dit te oorkom. Here, help ons om uit die skaduwee van die berg te kom en in die lig te kom en in die sonlig te kom en treukie vir treukie die berg uit te klim. Dankie dat ons dit ook kan doen met die wete dat U by ons is en dat ons nie alleen is nie. Here, mag U genade op elkeen van ons wees, ook in hierdie vakansietyd. Bewaar ons, Here, beskerm ons, en as ons mekaar weer ontmoet na die vakansietyd, mag ons die stories kom deel van hoe ons die berge in ons lewe uitgeklim het. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liewe vriende, dit is die voorreg om die doop te kan bedien vanoggend. Ons weet dat die doop 'n wonderlike gebeurtenis is. Dis nie 'n geleentheid sommer net omdat ons net niks anders het om te doen op 'n Sondagoggend nie, maar die doop van kinders, van gelowige ouers, bly 'n groot voorreg. God het in die Ou Testament al ooreenkoms met Abraham aangegaan. Hy noem dit 'n verbond. Dis 'n verbond wat vergelyk word met 'n testament, waarin God kom sê, ek sal jou vader wees, jy moet vir my 'n volk wees, Jesus Christus is jou verlosser en die Heilige Gees is daar om jou te lei. Vriende, ons weet dat die doop is nie 'n plek waar 'n kind sy naam kry nie, is nie iets wat ons doen uit bygelowigheid uit nie, maar in die wese is dit 'n plek, 'n geleentheid, waar 'n kind opnuut ervaar wat dit beteken as God sê, jy is myne, en die ouers saam
dit kan beleef op 'n oggend soos hierdie. Vriende, daarom wil ek graag vra dat Jolene en Jonathan hier voor sal verskyn en dan gaan ons hierdie lied sing terwyl die melodie ingebring word. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied. Dankie. As julle kan 'n bietjie nader staan. Ag, is dit nie pragtig nie. Is ouma Grootjie, nie? Ouma Grootjie verjaar vandag en dit is die voorreg om ook daar in te bring. Wat 'n voorreg vir julle, nie? En dis julle huweliksherdenking ook vandag. Dis 'n goeie dag vandag, ja. Yes. Hoorie so baie welkom hier voor. Julle dit nou al, dis die derde keer wat julle dit doen, maar dit bly een van daardie wonderlike geleenthede om 'n kind te laat doop en welkom daarvoor. En ek wil graag voordat ek die doop doen net vir julle die volgende vraag vra en julle kan opreg daarop vir ons antwoord. Bely julle dat ons kinders alhoewel hulle in sonde gebore en ontvang is, nog steeds gedoop te word want hulle behoort aan die Here? Bely julle dat die woord, soos ons dit hier in die gemeente leer, die ware woord van verlossing is en dat julle ook daardie woord aan haar wil leer wanneer sy groter raak? En aanvaar julle dat hierdie wonderlike gemeente wat hier vandag getuies is, julle sal help met die grootmaak van haar? Wat is julle antwoord? Is reg. Die gemeente aanvaar julle die verantwoordelikheid om ook hulle te help in hierdie grootmaak en nakom van die belofte. Wat is julle antwoord? Daar's hy. Dan gaan ek nou voort om vir klein Melanie te doop. Julle kan haar maar bring. Die water is bietjie koud, maar toe maar ons sal sê. Melanie Roos, ja kom kyk. Melanie Roos, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Melanie, ons eien al God se beloftes vir jou toe. Jy behoort nou aan die Here. Hy is vir jou baie lief. Kom ons bid. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend met hierdie bietjie water as teken kan deel wees van 'n doop. Dankie Here dat U self kom verbind. Kom sê, Melanie en hierdie hele familie, hele gesin is deel van U verbond met hulle. U is vir hulle baie lief. Seën hulle met haar grootmaak. Mag hulle elke dag U liefde en U genade op 'n besondere manier beleef. Amen. Vriende, kom ons staan en dan sing ons hulle toe met die seën van die Here. Dankie. Vriende, ons gebruik is by die gemeente vir elke doopeling kry 'n Bybel en 'n kers. En die Bybel
is om vir hulle te leer, vir haar te leer wie hierdie Here is wat homself aan haar verbind het. En dan soos sy vandag soos sy 'n verjaarsdag het, is sy 'n doopdag en vier haar doopdag as sy groter raak, dat sy nooit hoef te twyfel of te wonder wanneer is ek gedoop. So baie geluk en baie seën vir julle as sy. Dat julle kan gaan sit met liefde as sy. As sy. As sy. Sterkte daar tussen die manne, sussie. Hulle gaan vir jou, is reg. Vriende, baie dankie. Baie geluk ook aan die oumas en oupas en mag dit vir almal 'n wonderlike dag saam wees. Okay. Vriende, voor ek die seën uitspreek, ek het bietjie nagelaat om vir die pannekoekbakkers wat Vrydag lekker gebak het vir die Zimbabwe uitreik en die rollers en die uitreiers en almal wat betrokke was, baie dankie te sê. Dankie vir julle moeite, dankie vir julle harde werk. Ek het nie presies seker nie, maar ek weet op 'n stadium was dit die bestellings al oor 1000 gewees wat hulle Vrydagoggend uitgebak het. So baie dankie daarvoor. Daar is lekker koffie en tee. Kom geniet dit daar soos saam daar by die boom. Vriende, gaan huis toe. Gaan leef in die Here se liefde en sy genade en gaan klim die berge uit wat daar in jou lewe is. Die genade van God, die liefde van Jesus en die vriendskap van die Heilige Gees sal by julle wees, julle gebede verhoor en die Here sal sy beskerming aan julle gee en krag gee om daardie berge uit te klim. Die Here seën julle. Amen.